Ek wil graag vanoggend met julle gesels oor die moment wat jy in jou lewe agterkom, dat jy God nie wil los nie. Dit is 'n goeie plek om te wees. 'n Goeie plek om te wees waar jy sê, ek bevind myself op 'n plek waar God met my praat, waar daar omstandighede in my lewe is, wat ek aan God wil vashou. Omstandighede in my lewe wat my miskien 'n bietjie tot stilstand gebring het. Dalk is daar omstandighede in jou lewe wat jou dwing om tot stilstand te bring, of tot stilstand te kom. Dalk is daar omstandighede wat skielik opduik in jou lewe. En skielik moet jy 'n bietjie voorraadopname maak. Of daar's iets wat al 'n lang pad kom in jou lewe, wat jy die Here al verlang voor vertrou. En jy wonder soms of daar ooit vir jou 'n deurbraak gaan kom. Ek wil vanoggend gesels oor en jou aanmoedig om nie vir God te los nie. Moet hom nie los nie. Moenie opgee nie. Hou vas. Volhard in jou geloof. Baie mooi gedeelte is ons opgeteken in Lukas 8. En julle kan saamvolg daar in die uitdeelstuk. Lukas 8. Die wat dalk nie in die Bybels by julle het nie. En 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei het, en wat haar hele vermoë aan geneeshere uitgegee het, en deur niemand gesond gemaak kon word nie, het van agter afgekom en die soem van sy kleed aangeraak. En haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Daarop sê Jesus, wie is dit wat my aangeraak het? En toe almal dit ontken, sê Petrus en die wat by hom was, Meester, die skare druk en verdring u, en u sê, wie is dit wat my aangeraak het? Maar Jesus antwoord, iemand het my aangeraak, want ek het gemerk dat krag van my af uitgegaan het. En toe die vrou sê dat dit nie verborge gebly het nie, kom sy bewende en val voor hom neer en vertel hom voor die hele volk om watter rede sy hom aangeraak het en hoe sy onmiddellik gesond geword het. En hy sê vir haar, hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Die Amplified vers 43 onderstreep die feit dat hierdie vrou haar totale lewensmiddele, al haar lewensmiddele, al haar geld spandeer het aan dokters van haar tyd om haar gesond te kry. Niemand kon haar gesond kry. En van agteraf, nie van vooraf, van agteraf, dis asof sy bang was en sy het ook reg gehad om bang te wees om Jesus te nader. Want in daardie tyd het die Joodse wette dit baie duidelik gemaak dat 'n vrou wat aan bloedvloeiing ly nie in die openbaar eers mag verskyn nie. Sy was eintlik 'n uitgewekene, eenkant gestel, gesien as onrein, maar tog trek Jesus haar. Sy het van agteraf came up behind him and touched the fringe of his outer robe. Who touched me? Jesus said. Someone did touch me because I was aware that the power to heal had gone out of me. Trembling and fearfully, she declared in the presence of all people. And Jesus said, for our daughter, your faith, your personal trust and confidence in me has made you well. Hierdie vrou is skaam om na Jesus toe te gaan. Sy nader Jesus van agteraf. Maar sy's nie bang om na Jesus toe te gaan. Sy's nie bang nie. Sy hou vas daaraan dat Jesus die een is wat vir haar tot redding kan wees.
gelowiges het ons omstandighede wat ons weet, maar weet jy wat? Ek voel eintlik nie asof ek God oor hierdie spesifieke saak meer kan nadink. Kan jy dit dink, vir 12 jaar het hierdie vrou, was sy siek gewees. Vir 12 jaar het sy haar hele lewe gewy daaraan om gesond te word en niks het gebeur. Hoe lank hou jy dalk vas in jou omstandighede, in jou persoonlike lewe aan 'n ingryping van God? Vir hoe lank vertrou jy dalk dat God iets in jou lewe sal doen? Jy het 'n droom, of jy het hierdie iets in jou wat jy graag wil verwesenlik. Jy het hierdie hunker in jou, en jy weet nie of jy nog steeds God moet vertrou daarvoor. Dit is wat in hierdie vrou se kop moes gegaan het. Sy moes geweet het, ek is onseker oor dit wat ek nou gaan doen, maar sy het die tree gegee. Sy het die tree gegee, en al kon sy net aan ietsie van Jesus raak. Wil jy ook net so ietsie van Jesus hê? Die skrif sê sy het daar uitgestrek. Sy het moeite gedoen, sy het in beweging gekom. Want sy het geglo in Jesus en die kragwerking deur Jesus die Christus. Daar is 'n ander skrif in Lukas 11:9, wat vir ons nogal lekker hier 'n verband plaas tussen hierdie gebeure. Die skrif in Lukas 11 vers 9 sê, en ek sê vir julle, dis Jesus wat hier praat, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Hierdie vrou het hierdie woorde van Jesus geken. Hierdie vrou het hierdie woorde van Jesus ernstig gevat. Die belofte wat Jesus sê, want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind en vir hom wat klop sal oopgemaak word. My broer en suster, moenie ophou bid nie. Moenie ophou soek nie. Moenie ophou klop nie. Die vrou wat aan bloedvloeiing gely het nie ophou soek nie. Alles versteen nou. Is daar dinge wat teen jou is vandag? Is daar situasies in jou lewe wat jou so 'n bietjie uitgooi? Wat jou so 'n bietjie terughou? Moenie ophou soek nie. Ek wil met jou 3 hoofpunte deel. Eerstens, opposisie blus nie desperate geloof nie. Desperate geloof staan nie terug daarvoor dat daar 'n situasie teen my is nie. In hierdie geval was daar 'n skare wat om Jesus was. Die vrou was 'n uitgewekene gewees, en tog het haar volgehoue geloof, haar desperate geloof, haar in die rigting gedwing, dat sy gesê het, weet jy wat, ek gaan Jesus vandag vertrou vir 'n weerslag in my lewe. Ek gaan Jesus vandag vertrou om my gesond te maak. Ek gaan die risiko loop, al moet dit beteken dat ek dalk uitgewys gaan word, gaan ek steeds glo. Jy sien, want toe Jesus agterkom dat iemand aan hom geraak het, toe stop hy alles en hy sê, wie het aan my gevat? En voor die hele skare moes sy erken dis sy. Sy word uitgesonder, die spotlight is skielik op haar. Maar dis die risiko wat sy geloop het. Ons kry ander voorbeelde ook. Terloops, Jesus doen omtrent so 40 wonderwerke in sy bediening, waarvan net een
in die kerk was. Ek weet nie of julle dit geweet het nie. Of in 'n geestelike konteks was. Net een. 39 van die 40 wonderwerke vind plaas buite in die markplein. Buite. Net een vind plaas in 'n geestelike omgewing. En daar's 4 ander wonderwerke wat nogal sterk lyne trek na hierdie een toe van die vrou wat in bloedvloeiing gelei het. Ons lees ook van 'n kant net so eentjie bo hierdie gedeelte in Lukas 8, lees ons van Jairus se dogtertjie wat gesterf het. En waar Jairus voor Jesus se voete neergeval het en gesê het, asseblief kom help my. Terwyl die disippels en al die ander mense gesê het, man, los vir Jesus uit, sy's reeds oorlede. Jairus het nog steeds na Jesus toe gegaan. Hy het homself verneder en voor die voete van Jesus geval en Jesus het sy dogter genees. Matteus 15 leer ons van die Kanaanitiese vrou. Sy was uitgekruid, sy was 'n heiden. Sy is eenkant gestel deur die disippels, maar sy het geskree, Here, kan ek nie maar net 'n krummeltjie kry van dit wat U vir die volk Israel gee nie. Ek weet U het gekom vir die volk, ek weet U het gekom vir die Jode, maar Here, asseblief, kan ek nie net ietsie daarvan kry nie. Sy verneder haarself, maar Jesus stop en hy genees haar. Daar's 'n voorval opgeteken van 'n blinde bedelaar in Markus 10. Hy roep uit. Hy sê, Jesus, seun van Dawid, wees my asseblief goedgesind. Hulle maak hom stil. Hy hou nie op nie. Hy gee nie op nie. Hy word stil gemaak deur almal om hom. Hy gee nie om nie. Hy gee nie om nie, want hy weet wat krag is in Jesus Christus. Word jy dan soms stil gemaak oor Jesus? Luister, kry hierdie attitude van hierdie blinde man. Moenie omgee wie wat sê nie. Hou vas in jou geloof in Jesus Christus. Staan waar jy staan. Trek die streep in die sand en sê, weet jy, ek glo in Jesus Christus en daarom sal ek hom volg. Maak nie saak wat nie. Daar's 2 blinde mans wat van geskryf is in Matteus 9. Wat net besluit los Jesus nie uit nie. Toe hulle hoor Jesus is in die omgewing, toe roep hulle uit, Jesus, die een van Nasaret. Hulle los hom nie uit nie, hulle loop agter hom aan, hulle gaan op 'n stadium in 'n huis in en sê, asseblief, Here Jesus, ons glo in U. Jesus genees hulle. Soos wat hierdie vrou, wat vir 12 jaar in bloedvloeiing gelei het, Jesus nie uitgelos het nie, haarself uitgestrek het. So het Jairus dit gedoen, so het die Kanaanitiese vrou dit gedoen, so het die blinde bedelaar dit gedoen, so het die 2 blindes dit gedoen. Jy kan dit ook doen. Jy kan ook vashou daaraan, deur te sê, ek is desperaat in my geloof, U alleen is vir my die antwoord, Here Jesus. U alleen is vir my die antwoord. Weet julle wat vir my baie mooi ding, wat ons hier sien is, hoe Jesus reageer. Jesus, want toe hy agterkom, die vrou het aan hom geraak, toe stop hy alles. Hy stop alles, en hy gee aandag aan hierdie een persoon. Kom ons kry net gou daai prentjie. Hier was 'n skare mense om Jesus gewees. 'n Hele skare om hom. Maar een vrou raak aan hom. Is dit nie so dat ons self baie keer in die kerk bevind met mense om ons nie? Maar die feit dat ons hier 'n klomp mense bymekaar is, beteken nie jy reik vandag uit om aan Jesus te vat nie. Ons kan amper 'n lyn trek en sê,
deur die hele Christen wêreld, is daar vandag baie godsdienstige byeenkomste. Maar uit elkeen van daai godsdienstige byeenkomste, die uitwerking by hulle wat daar is, dat hulle graag aan Jesus wil raak. Raak jy aan Jesus in jou persoonlike tyd? Wanneer raak ons aan Jesus? Ons raak aan Jesus wanneer ons die gemeente samekomste bywoon. Dis 'n raak vlak. Ons raak aan Jesus wanneer ek in my studeerkamer ingaan en wanneer ek alleen tyd met hom spandeer, dan raak ek aan Jesus. Wanneer jy daar aan Jesus raak, dan staan hy by jou stil. Dis hoe Jesus werk. Wanneer ek stil raak in gebed, dan is dit 'n moment wat ek raak aan Jesus. Ek vat aan hom. Ek het kontak met hom. Moenie die tye minag om aan Jesus te raak nie. Ek wil jou aanmoedig. Hou aan om aan Jesus te raak deur die samekomste van die gemeente by te woon. Of dit 'n diens is, of dit 'n Bybelstudiegroep is, en of dit ons praise and worship is, soek geleenthede op om aan Jesus te raak. Soek geleenthede op om aan Jesus te raak met jou tyd, met jou energie, met jou finansies. Vat aan sy soem wanneer ons Bybelstudie doen. Kom naby aan hom. Dis 'n wonderlike plek om te wees. 'n Wonderlike plek om te wees, want Jesus staan stil wanneer ek desperaat voor hom kom. Jesus staan stil wanneer ek my geloof aan hom demonstreer. Jy's op 'n goeie plek as jy weet dat net Jesus dit vir jou kan doen. Weet jy dit? Jy's op 'n goeie plek. Jy's op 'n goeie plek as jy geen ander opsies meer het nie. Jy's op 'n goeie plek wanneer daar struikelblokke in jou lewe kom, wanneer jy jou vasloop in omstandighede, waar jy sê, dis my moeilik om my geloof te beoefen. Dis my moeilik om vas te hou. Dis my moeilik om aan te gaan, want dis die omstandighede waarin jy God se almagtigheid gaan beleef. Dis omstandighede waarbinne jy gaan sê, weet jy wat, maar ek sal desperaat vashou hieraan. Ek gaan nie dat omstandighede my daarvan weghou om nie aan Jesus te raak nie. Hy sê in Jeremia 29 vers 13 en 14, ek sal my deur jou laat vind. Is dit nie mooi nie? Hy beloof ons, wanneer ons hom soek, sal ons hom kry. Wanneer ons klop, sal hy oopmaak. Jeremia 29, 13 en 14. Ek sal my deur julle laat vind. Hou vas daarin, my broer en my suster. Amen. Ek wil graag hê ons moet staan en belydenis doen van ons geloof. In julle blaadjies het ek vir ons die agterste blad, ons geloofbelydenis uitgeskryf. Kom ons staan en doen saam belydenis van ons geloof. En spreek soos wat ek vir ons sal voortgaan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, en neergedaal het aan die dieptes van die doderyk, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het by die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar
God se kerk, die gemeenskap van die gelowiges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en ek glo in die ewige lewe. Amen. Terwyl ons staan, kom ons sing ons laaste lied. seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou bewaar. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en vir jou genadig wees. Amen. Amen. Geniet 'n lekker koppie koffie.